Hi graad 12, ek hoop julle is reg om die laaste vraag van die Maart 2025 vraestel aan te pak. Ja, ek dink in my opinie was hierdie vraestel of hierdie spesifieke vraag was een van die moeiliker vrae gewees in die vraestel. Matriek is gewoonlik maar vir van julle is dit baie lekker en vir van julle is dit maar die uitdagendste gedeelte van wiskunde. So kom ek probeer my bes om julle hierso te help. Okay, goed. So kom ons kyk gou na die eerste vraag. Ons het daar ons aanwysertjie. Okay. So vraag nommer 5. Ons kan sien dis trieg natuurlik. Ek het julle mos nou geleer die beste eksamen tegniek is om gou-gou te kyk waaroor gaan jou vraag. En as jy kan sien 5.1 sin kos en tan. En dan as ons afbeweeg na 5.2 toe, daar's nog meer trieg daar en dan as ons afbeweeg na 5.3 toe, algemene oplossing en 5.4 is bewys die volgende identiteit. Oukie, so ons weet hierdie is natuurlik trieg en ons weet op ons formuleblad is die eerste ding wat ons gaan doen is daar's darm baie formules, saamgestelde hoeke, dubbelhoeke, identiteite en goed wat ons moet ken van trieg. So nou ja, kom ons gaan highlight net gou-gou al ons triegformules, want dit is die eerste ding om jou mindset reg te kry. En as 'n mens kyk, hieronder sit ons definitief met trieg en driehoeke. Okay, maar hierdie spesifieke vraag is nie trieg en driehoeke nie. Ons kan sien dis algemene oplossing, dis bewys die identiteit. Dit is teken jou terminale been of arm in die regte kwadrant. Verstaan julle? So ons gaan nie nou met trieg en driehoeke werk hierdie gedeelte nie, okay? Ons gaan net algemene trieg se formules highlight, okay? So kom ons doen dit gou-gou. So jou algemene trieg is definitief jou saamgestelde hoeke. So daar is jou formule vir jou sin saamgestelde hoek. Hier is jou formule vir jou kos saamgestelde hoek, okay? Ekskuus, hier is ons jou twee formules vir jou sin saamgestelde hoeke en dan jou twee formules vir jou kos saamgestelde hoeke net plus en minus. Okay. Dan weet ons kan ons met ons dubbelhoeke werk. So ons weet kos se dubbelhoek het 3 identiteite. So daarso is die 3 identiteite van kos se dubbelhoek. Dis kos kwadraat alfa minus sin kwadraat alfa of 1 minus 2 sin kwadraat alfa of 2 kos kwadraat alfa minus 1. En dan natuurlik die lekker maklike een waar jy altyd punte kan skoor is jou 1 identiteit vir jou sin se dubbelhoek en dit is 2 sin A kos A. Okay, julle, so daar het ons nou al die formules gehighlight wat ons nou gaan help met hierdie triegvraag. Okay, kom ons beweeg nou op. Ons kan die vraag beantwoord. Ons weet nou, ons moet altyd gaan dink aan saamgestelde hoeke en aan dubbelhoeke, veral in graad 12 met ons trieg. Okay, so goed, kom ons beweeg aan boontoe. En dan begin ons nou gou-gou ons vraag. Nou hierdie vraag 5.1 is 'n suiwer graad 11 vraag en dit is verbasend hoeveel graad 12s nog steeds hierso foute maak by 5.1 alhoewel hierdie 5.1 vraag uit en uit 'n graad 11 vraag is. Dit is reduksie en as jy klaar is met graad 11 trieg kan jy definitief hierdie hele vraag beantwoord, hierdie vereenvoudig van hierdie breek. Okay, so kom ons werk gou-gou. Kom ons as jy 'n paar van hierdie beginsels vergeet het van graad 11, kom ons hersien dan net gou-gou en dan want hierdie is definitief punte wat jy moet kry. Nou ek gaan vir julle hierdie is eintlik 'n groen vraag omdat dit van graad 11 af kom, maar omdat ek weet julle sukkel om kop te hou met hierdie, gaan ek dit geel maak wat beteken ek sal jou vergewe of ons onderwysers sal verstaan as jy dalk 'n punt of 2 of so verloor, maar mens kan nie 0 kry vir hierdie tipe vraag nie. Okay, goed. Nou kom ons val gou-gou weg. Die vraag is net om te vereenvoudig. En ons weet in wiskunde is die vraag is baie belangrik. Nou vereenvoudig beteken net jy moet hierdie breek in sy heel eenvoudigste vorm gaan skryf, in sy kleinste heel verstaanbaarste vorm. Okay, so jy moet hierdie breek gaan kleiner skryf en ons weet die beginsels wat ons hier gaan gebruik, oudjies, is nie beginsels wat op ons formuleblad is nie. Die beginsels wat ons hier gaan gebruik word reduksie genoem. Okay, so dit kom van graad 11 af en die beginsels wat ons hier gebruik is dan reduksie beginsels. Okay,
Goed, nou kom ons val dan nou weg met hierdie of die beantwoording van die vraag. Nou, ek wil net gou vir julle sê ek weet daar is van julle wat hierdie baie vinniger kan doen as wat ek dit nou gaan verduidelik, maar ek wil elke stap verduidelik. Dit is immers beter. Dit vat baie lank, julle sal nou sien. Dit vat baie lank om elke stap te verduidelik. Maar in 'n toets, as jy per ongeluk 'n fout gemaak het, kan ons sien as jy elke stap gewys het waar die fout was en ons kan met jou fout merk. OK. So ek sal voorstel dat julle alle stappe wys. En hierdie vraag is die vraag wat die meeste tel in vraag 5, 7 punte. So dis die moeite werd julle om hierso al jou stappe te wys. OK, so kom ons begin. Julle moet maar verskoon die lyne wat ek gaan trek. So kom ons gaan aan. So kom ons maak ons is gelyk aan om te wys dis ons eerste stap en dan gaan ons nou 'n breeklyn moet trek natuurlik so lank as moontlik julle. Want ons gaan nou so 'n bietjie reduksie gebruik, so ons gaan so 'n bietjie hierdie hoeke uitbrei met die reduksie beginsels. Nou oukies, kom ons kyk gou-gou na hierdie heel eerste gedeelte. Met reduksie moet jy hom letterlik triegverhouding vir triegverhouding vat. OK, so ons kyk heel eerste na sin minus theta. Dis die heel eerste ouetjie waarna ons kyk. Ouetjies en die beginsel van reduksie wat hierson na vore toe moet kom is die feit dat net kos van 'n negatiewe hoek vir ons 'n positiewe antwoord sal gee. OK, so net kos minus theta gaan vir my positief kos theta gee. Al die ander triegverhoudings is negatief as dit kom by negatiewe hoeke. So dit beteken dan nou julle dat omdat hierdie sin is en nie kos is nie, gaan my antwoord negatief wees. Want okay, so kom ons sê gou-gou negatief sin theta. Oukies, daar het ek klaar reduksie toegepas. Sien julle dit? So die beginsel hierso is net kos van 'n negatiewe hoek is positief. Al die ander is negatief van 'n negatiewe hoek. So sin en tan van 'n negatiewe hoek se antwoord gaan dan altyd negatief wees en as dit kos was, sou die antwoord positief gewees het. OK julle, so dit is die beginsel wat ons hierso toepas. En dan sit ek sit maar 'n maal tussenin. Al is daar nie 'n punt maal tussen hierdie tussen die triegverhoudings nie. So sit maar dit daar om dit vir jouself makliker te maak. Dit maak dit het dit vir my makliker gemaak op skool. Okay, nou die volgende ouetjie waarna ons gaan kyk julle is dan nou hierdie kos 420 grade. Okay. So die kos 420 grade. Ons kan sien hierdie grade hierso is baie groot en daar's definitief 'n omwenteling. Die beginsel van reduksie wat ons hier gaan gebruik is omwentelings. Ons kan 'n volle omwenteling hier gaan uithaal om hierdie hoek kleiner te maak. OK. So reduksie beteken immers om kleiner te maak. So ons moet definitief hierdie 420 grade hoek moet ons gaan kleiner maak en ons kan 'n volle omwenteling gaan uithaal. Oukies, dit beteken ons kan 'n volle 360 grade daar gaan aftrek. So enige hoek wat groter is as 360 grade kan jy 'n volle omwenteling daar gaan uithaal en dit is presies die beginsel wat ons hier gaan gebruik. So jy gaan vir my sê, okay, goed, kos, dan gaan jy vir my 'n hakie maak want jy gaan 'n berekening wees, jou grade gaan verander. So jy gaan vir my sê ek gaan hierdie 420 grade vat en daarvan af gaan ek 'n volle omwenteling gaan aftrek. Okay? OK, want onthou ouetjies, dit is nogals en dan wonder 'n mens, hoekom kan 'n mens hierdie 360 aftrek? Verander ek dan nie die waarde van die som nie of van die triegverhouding nie? En die antwoord is nee, julle. Die beginsel van 'n omwenteling is, onthou dis 'n sirkel. So jy begin by 1 punt, kan jy sien? Kom ons sê maar soveel grade. Okay, en dan 360 grade is 'n volle omwenteling. So kan jy sien al trek ek 'n volle omwenteling af, ek gaan nog steeds presies eindig waar my sirkel begin het. En daarom verander ek nie die waarde van daardie spesifieke triegverhouding nie. Okay. So dan beweeg ons aan na die volgende ouetjie toe en dit is dan nou sin van 540 grade minus theta. Ouetjies, weer eens, daarso is 540 grade. Ons kan verseker
'n volle omwenteling daarso gaan aftrek. So ons gaan dit gaan doen. So jy kan 'n volle 360 grade kan 'n mens daarvan gaan aftrek en dis wat jy gaan doen in jou volgende stap. So jy gaan sê maal sin, okay, en dan gaan jy sê 540 grade minus 360 grade. Okay. Dit kan tegnies in sy eie hakkie gaan staan en dan kan jy vir my gaan sê minus theta. Okay. So jy moet net vir my gaan wys dat jy gesien het dat die beginsel om hier te reduseer is om 'n volle omwenteling te gaan uithaal. Okay. Ek gaan net gou my breeklyn 'n bietjie langer maak. Okay, dan is dit sin 20. Oukies, ons kan niks aan sin 20 doen nie. Hy is klaar gereduseer. Hy is klaar in sy eenvoudigste vorm. So ons moet nou gaan kyk, oukies, wanneer jy so vreemde grade sien en iets waaraan ons niks kan doen nie, moet jy altyd gaan kyk of daar nie of jy nie dalk kofunksies kan gebruik om van hierdie ouetjie ontslae te raak nie. Okay. So kom ons kyk net gou-gou hoe dit gaan werk. So vir nou gaan ons daai sin 20 gaan ons presies los soos wat hy is. Okay, want ons kan hom nie nou verder reduseer nie. Die noemer gaan ons moet lei oor wat ons met hierdie sin 20 gaan doen. Okay. So maar ek het nou klaar vir julle gesê, dink aan as jy sin kos of tan, nê, of nee, ekskuus. As jy sin of kos van 'n hoek het wat minder is as 90 grade julle en dit is nie 'n spesiale hoek waarvan jy sy waarde kan uitwerk nie, dan moet jy dadelik gaan dink aan kofunksies. Okay, julle? So gaan dink dan vir my aan kofunksies want hierdie ouetjie vang julle nogals gereeld in toetse. Okay, goed. So daai gaan kofunksies wees, maar vir nou los ons hom net soos wat hy is. Okay. Dan beweeg ons af na ons noemer toe en ons gaan kyk na tan kwadraat van minus 120 grade. Okay, so hierso werk ons met 'n negatiewe hoek julle en om hierdie hoek positief te gaan maak, gaan tel ons 360 grade by. Okay, ek wil net gou vir julle verduidelik. Hierso by sin negatief theta. Hierdie was ook 'n negatiewe hoek, maar hierdie verteenwoordig 'n negatiewe skerphoek, okay? Waarvan ons nie presies sy waarde het nie. Verstaan julle? Hierso het ons 'n waarde van hierdie stomphoek, okay? So as daar 'n as jy met 'n negatiewe hoek werk waarvan jy sy waarde het, dan gaan tel jy 360 grade by. Dan tel jy 'n volle omwenteling by. Want onthou om omwentelings by te gaan tel of om omwentelings te gaan aftrek, verander nie die waarde van jou hoek nie. Okay? Of verander nie die grootte van jou hoek self nie. So om hierdie hoek hierso positief te gaan maak, julle, gaan tel ons net 360 grade by. So jy gaan wys dit nou vir my in jou stap. So jy gaan vir eers net alles los soos wat dit is en jy gaan sê, okay, tan kwadraat in my hakkie gaan ek sê, okay, goed, ek sien dit is 'n negatiewe hoek. Om hierdie hoek positief te maak, gaan ek 'n volle omwenteling gaan bytel. Okay, goed. Dan maal ons dit met ons volgende triegverhouding. Nou kom ons kyk na ons volgende triegverhouding en dit is cos 250 grade, julle. Nou hier kan ons definitief reduksie toepas en ons moet net basies net gaan kyk in watter kwadrant lê 250 grade. Nou kom ons gaan kyk gou-gou as ons kyk na ons kaasdiagram. As ons kyk na ons kaasdiagram, daarso is dit kaas en dan het ons nou ook ons grade. Daar is 0 en daar is 90, daar is 180 en daar is 270. Natuurlik eindig ons weer by 360 grade. Okay, nou kan julle sien in watter kwadrant lê hierdie hoek 250 grade. Nou jy kan sien dat 250 grade lê tussen 180 grade en 270 grade. sien julle dit? Okay? So ons lê in die derde kwadrant. Okay? So ons lê hierso in die derde kwadrant. Dis waar hierdie hoek is en in hierdie kwadrant, ouetjies, werk ons met 180 grade plus iets. Okay? Verstaan julle dit? Okay, so 180 grade plus 'n skerphoek. Alright. So dit is die beginsel wat ons gaan gebruik.
En dan gaan ons net vir onsself gaan sê, okay, dit is kos van 180 grade plus hoeveel gee vir my 250 grade en dan gaan jy sien die antwoord is plus 70 grade. Okay. Goed, oukies, nou daar het ons die reduksie beginsels toegepas en nou kan ons dit gaan vereenvoudig. Okay, goed, so kom ons beweeg nou verder aan. Ons gaan trek net gou-gou ons breeklyn weer. Okay, ek glo dit gaan bietjie minder spasie bevat. So oukies, ons gaan vereers, onthou ons wil nou eers al die reduksie gaan toepas. So kom ons los nou vereers hierdie negatief sin theta net soos wat hy is. Okay, want ons het reduksie wat ons moet gaan vereenvoudig. Nou oukies, nou moet jy gaan sê wat is wat is 420 grade minus 360 grade. Nou as jy dit gaan intik op jou sakrekenaar, gaan jy sien dat die verskil 60 grade is. So jy sit nou hierso met kos 60 grade. Okay. En oukies, jy weet daar staan nie sonder die gebruik van 'n sakrekenaar nie, nê? So jy kan hierdie kos 60 gaan uitwerk op jou sakrekenaar, want daar staan nie sonder die gebruik van 'n sakrekenaar nie, maar ons weet ook dat 60 grade is 'n spesiale hoek en ons kan hierdie gaan uitwerk sonder 'n sakrekenaar. Okay, deur ons spesiale driehoeke te gaan kry. Okay, so dit weet ons nou vir die volgende stap. Dan kyk ons nou na hierdie sin 540 grade minus 360 grade minus theta. So oukies, ons kan hierdie 540 minus 360 kan ons mos nou gaan uitwerk op ons sakrekenaars en julle gaan sien as julle dit sê, dan gaan julle 180 grade of dit intik op jou sakrekenaar, gaan jy kry dat jou antwoord is sin 180 grade minus theta. En oukies, kan julle sien, dit is waar ons gewoond is met reduksie, right? Hierdie 180 plus minus 270, 90 plus minus, verstaan julle wat ek sê? 360 grade plus minus, so hierdie is waaraan ons gewoond is en dit is hoekom ons dan nou 'n volle omwenteling aftrek om tot by hierdie posisie te kom. Okay, goed, dan gaan sê ons maal en dan los ons hierdie sin 20 vir eers. Okay. So los nou net gou vir eers hierdie sin 20. Ons weet nog steeds in die agterkant van ons kop, ons moet gaan dink aan kofunksies hierso. Okay, dan beweeg ons af na ons noemer toe. En as jy gaan intik op jou sakrekenaar minus 120 plus 360, dan gaan jy kry plus 240 grade. Okay, so daar gaan sê ons dit is tan kwadraat 240 grade. Okay, dis wat ons nou daarso kry en dan maal. Oukies, nou moet ons hierso mooi gaan kyk na hierdie ouetjie. Okay, so kos 180 grade plus 70. So ons het gesê ons werk in die derde kwadrant met 180 grade plus. sien julle dit? 180 grade plus beteken ons gaan hierso in die derde kwadrant besig wees. Okay, so tan is positief hierso in die derde kwadrant. So dit beteken natuurlik dat kos negatief gaan wees. So dis baie belangrik om te onthou. Ons gaan nou moet sê negatief kos 70 grade. Okay. So daar sy. So daar het ons nou die belangrike reduksiewerk gedoen. Ons is nog nie klaar nie natuurlik. Ons kan nog verder gaan. So kom ons gaan aan na ons volgende stap. Onthou die ouetjie tel 7 punte. Okay. 7 punte is amper omtrent jou maksimum aantal. Dit gebeur min dat daar somme is wat meer as 7 punte tel. So 'n mens sit die moeite in. Okay, so weer eens, ons los vir eers hierdie negatief sin theta soos wat hy is. Hy is in sy eenvoudigste vorm alleen op sy eie. Nou, ons kan 'n waarde kry vir kos 60 julle, so julle kan dit in julle sakrekenaars gaan intik of kom ons oefen sommer ons spesiale driehoeke. So gaan trek jou spesiale driehoek. Okay, dis 'n 90 grade driehoek. Ek sê altyd vir my leerders, 60 grade is groter as 30 grade. So daarom gaan die 60 grade, hy swaarder, so hy lê onder in die onderste hoek van jou driehoek, okay? En dan is dit 1, 2, wortel 3. Okay, so daarso is jou spesiale driehoek wat jy kan gebruik om jou spesiale hoeke op te los. Nou kos van 60 grade. Nou daar is 60 grade, wat is kos se triegverhouding? Dit is aangrensend oor skyns. Okay, dis jou kos se triegverhouding.
So jy gaan dan nou sê aangrensend van 60 is 1 en jou skynsy is 2, so daar het jy jou waarde is 'n half. So kan julle sien daar het ons dit vereenvoudig en dan ehm sin 180 grade minus. Okay, kom ons kyk na waar is 180 grade minus op ons kaasdiagram. So natuurlik hier is 180 grade, 180 grade minus jou skerphoekie theta gaan jou in die tweede kwadrant sit en sin is positief in jou tweede kwadrant. So hierdie gaan positief sin theta wees. Okay, so dit gaan wees sin theta as ons dit gaan reduseer en dan los ons weer eens vir nou hierdie sin 20 net soos wat hy is. Okay. Dan kom ons nou weer by ons noemer uit en ons sit nou met 240 grade julle. Jy gaan vra jouself dan in watter kwadrant lê 240 grade? Dit lê tussen 180 grade en 270 grade. So ons is weer eens in die derde kwadrant en dit is waar oudjies dit maak nie saak. Jy hoef nie tekens te check. Dis die beginsel as jy werk met kwadraat. Jy hoef nie te of bekommerd te wees enigsins oor tekens wanneer jy werk met kwadraat nie. Ons wil net weet dit gaan 180 grade plus wees in hierdie kwadrant. So jy gaan dan vir my sê, goed, dit is dan kwadraat. Dan gaan ons dit verander na 180 grade en dan gaan jy sien 180 grade plus 60 grade gaan vir jou 240 grade gee en dan maal. Oukies, ons kan hierso sien. Jy kan nou al klaar hierso sien dat ons werk met kofunksies. Want sin en kos is mekaar se kofunksies, right? Daarso is sin en hierso is kos. Sien julle dit? Sin en kos is mekaar se kofunksies en om kofunksies te wees moet hulle altyd saam vir jou 90 grade gee. En kan julle sien hier 20 grade plus jou 70 grade gee saam vir jou 90 grade. So ons werk definitief hier met kofunksies. So hierdie twee kan definitief uitkanselleer julle. Die sin 20 en die kos 70 het dieselfde waarde. Dis wat die kofunksies dan nou vir jou sê. Hulle het dieselfde waarde, so hulle kan tegnies uitkanselleer, maar dit is altyd beter om te gaan wys hoekom hulle kan uitkanselleer. Okay. So jy kan sin 20 verander na kos 70 toe, sodat dit dieselfde ding is wat jy kan wys hulle kanselleer uit, of jy kan kos 70 verander na sin 20 toe, om te wys hulle kanselleer uit. Okay, so ek gaan sommer kos 70 gaan verander na sin 20 toe, en hoe doen 'n mens dit? Jy gaan sê negatief kos, en dan in jou hakie gaan sê jy, okay, dis kofunksies julle, so ons gebruik 90 grade minus 20 grade gaan mos vir jou daai 70 grade gee, en dit is hoe jy wys dat hy verander. Okay. En ons werk 90 grade minus. Nou oukies, 90 grade minus, as ons na die kaasdiagram hierbo kyk, 90 grade minus is in die eerste kwadrant waar almal positief is, so ons teken gaan glad nie verander nie, hy gaan 'n negatief bly. Okay. So kom ons beweeg dan nou net aan na ons volgende stap toe. Ons breeklyn raak daarom al kleiner soos wat ons dinge vereenvoudig. Okay. So nou hierbo kan ons al die sinne met mekaar gaan maal. Sien julle, daar's 'n sin theta en 'n sin theta en daar's 'n half. So ons kan al drie daai goed met mekaar gaan maal. Okay? Die antwoord as ons daai drie met mekaar gaan maal, gaan vir my negatief. Sin maal sin gee vir my sin kwadraat theta. Ekskuus julle, dit moet negatief 'n half sin kwadraat theta wees. Okay, want ons maal nog met die half ook en die koëffisiënt staan ons voor jou veranderlike. So dis negatief 'n half sin kwadraat theta maal met sin 20. Ons raak eers ontslaaf van hierdie sin 20 sodra ons 'n sin 20 in die noemer ook het. Okay, so nou kyk ons na hierdie tan kwadraat situasie. Onthou met kwadraat worry ons nie oor tekens nie. So ons gaan net gou-gou hierdie reduksie gaan vereenvoudig. So ons gaan sê goed, tan kwadraat van 60 grade en dan gaan ons hierdie reduksie ook gaan vereenvoudig na ons weet ons teken verander nie want is in die eerste kwadrant en dan sê ons vir mekaar goed ons gebruik 'n kofunksie hierso so kos gaan in sin moet verander. Okay, so kos gaan in sin moet verander en dan gaan dit die sin van 20 grade wees. Kan julle sien nou wys ek dat dit sin 20 bo is en sin 20 onder is en dit is die rede hoekom die twee kan
uitkanselleer. Maar onthou, dit is nog steeds hierdie negatief moet ons nog steeds in ag neem, né? En daar bo is 'n negatief en hier onder is 'n negatief, so my antwoord gaan verseker positief wees. So ons weet ons antwoord gaan positief wees. Ons kan nou van daai negatiefs ontslaa raak. Okay, so nou los ons net gou-gou hier bo. Onthou die die negatiefs kan ons nou maar los. So ons sit nou met 'n half sin kwadraat theta bo en onder ons werk met 60 grade julle. Ons werk met 60 grade en 60 grade is 'n spesiale hoek. Ons het klaar die driehoek vir ons spesiale hoek hierso getrek. En ons 60 is nou al reeds daar, maar nou is dit tan 60 julle. Nou tan se triegverhouding is teenoorstaande oorskyns. So kom ons kyk na ons driehoek. So daarso is my verwysingshoek 60 grade. Teenoorstaande van 60 grade is wortel 3. Ekskuus julle, sorry, ek het 'n fout gemaak. Dis teenoorstaande oor aangrensend vir tan, sorry. Ekskuus, teenoorstaande oorskyns is sin. Dis teenoorstaande oor aangrensend vir tan. So teenoorstaande is wortel 3 oor aangrensend is 1. So ons gaan wortel 3 deel deur 1 en dit gaan dan net vir ons wortel 3 gee. So die antwoord is dan wortel 3. Maar oudjies, onthou dit is tan kwadraat, né? So dit gaan wees die waarde van tan 60 is wortel 3 wat ons nou net van die driehoek af gekry het. Maar wat moet ons doen? Dit is tan kwadraat. So ons moet die antwoord kwadreer. Okay, en wat weet ons gebeur dan wanneer ons 'n wortel kwadreer? Die kwadraat en die wortel kanselleer mekaar uit. So dan sit ons nou met 'n half sin kwadraat theta, okay, en dit deel ons dan net deur 3 omdat die kwadraat en die wortel uitkanselleer. So ons is amper by ons finale antwoord julle. So oudjies, nou kom jou daar is nie verdere triegverhoudings in my noemer nie. So al wat ek nou verder kan doen is ek kan nou net gaan sê 'n half gedeel deur 3. So oudjies, jy kan dit in jou sakrekenaar gaan intik want hulle het nie gesê sonder die gebruik van 'n sakrekenaar nie, so jy kan letterlik dit net so gaan intik en dan gaan jy jou antwoord kry van 'n sesde sin kwadraat theta en dit is dan nou jou finale antwoord vir 5.1. Okay, net vinnig vir julle hierso wys, hoe kry 'n mens dit? Natuurlik vir beginseldoeleindes, dit is 'n half sin kwadraat theta en daai is eintlik mos maar 3 op 1, né? So wanneer ons deel deur iets dan maal ons met sy resiprook. So ons gaan daai derde gaan of daai 3 op 1 gaan ons moet omruil en dit gaan wees maal met 'n derde, kan julle sien. So dan wanneer ons nou gaan sê 1 maal 1 in my tellers gee vir my 1 en 2 maal 3 gee vir my 6 en daarom sit ons met 'n sesde sin kwadraat theta as ons finale antwoord. Okay. So oudjies, dit is 5.1 se antwoord. Kan julle sien dit was nie moeilik nie. Dis natuurlik jou reduksie. Die ding wat dit moeilik maak is julle dink alsoos op julle formuleblad. Okay, kyk hoe lank is hierdie som. Okay, en dis die perfekte manier om jou berekeninge en goeters te wys. En gaan trek asseblief gaan trek jou spesiale driehoek wanneer jy dit nodig het. Ek sal inteendeel eintlik aanraai dat wanneer jy sien dat jy met algemene trieg werk, ekskuus, kom ons beweeg dit gou-gou af onder toe. Wanneer jy sien dat jy met algemene trieg werk voordat jy in die detail van die vraag kom, dan teken jy sommer hierso op jou formuleblad, gaan teken jy gou-gou jou 2 spesiale driehoeke, want dit word nie vir jou gegee nie. So gaan teken jou 2 spesiale driehoeke en ons weet jy het jou 60-30 spesiale driehoek. So 60 is die swaarder een, so hy lê onder. 30 is bo en is 1, 2 vierkant wortel 3. Net vir in case jy 'n streskap en jy vergeet dit al baie met my leerders gebeur dat hulle stres en dan vergeet hulle, dan teken hulle die driehoek verkeerd om of hulle vergeet die nommers of hulle sit die 30 onder en die 60 bo. So voordat jy in die detail van die vraag kom, gaan teken net gou-gou jou 2 spesiale driehoeke en dan weet ons natuurlik daar's ook 'n 45 grade spesiale driehoek en hy is basies net 1, 1 en wortel 2. Okay, so daai is nogals belangrik om reg te kry aan die begin van jou vraestel al. Okay,
Goed, nou kom ons beweeg terug en dan kyk ons na 5.2 toe. Okay, 5.2. Nou ek het klaar vir julle gesê hierdie is eintlik 'n groen vraag, maar omdat julle gewoonlik met reduksie sukkel en omdat dit sulke lang somme is, maak julle gewoonlik tekenfoute en goed. So ja, kom ons maak hom maar 'n groen, ekskuus, 'n geel vraag. Kom ons beweeg nou aan na 5.2 toe julle. Nou hierdie kom al van graad 10 af, okay? En dit is baie frustrerend as leerders dit nog steeds verkeerd kry in graad 12. So as jy hierdie nog steeds verkeerd kry, is dit nou die tyd om net gou-gou so 'n bietjie mooi te fokus en om seker te maak dat jy hierdie reg kry. Ek praat nie noodwendig julle van 5.1, 5.2, 5.3 hierdie gedeeltes nie, want van hierdie goed kan regtig ingewikkeld raak soos ons gaan sien met hierdie 4 punte hierso. Maar in terme van die inligting wat vir jou gegee word, moet jy presies weet dat daar eers sekere dinge moet gebeur voordat ek hierdie goed kan beantwoord. Okay. En dit is daai hele ding, bepaal die waarde van die volgende, sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. Kan julle sien hierso sê hulle sonder die gebruik van 'n sakrekenaar, en in graad 10 sê hulle en met behulp van 'n diagram. Okay. In graad 12 kan julle sien hulle sê dit nie eens meer vir julle nie, want julle moet weet jy moet 'n diagram teken. So bepaal die volgende sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. En in graad 10 sê hulle en met behulp van 'n diagram of 'n skets. Okay. So oukies, dit is daai vraag. En in graad 10 leer ons julle as jy hierdie woorde sien, dan weet jy moet dit gebruik. Maar jy het dit nou in graad 10 gesien, in graad 11 gesien en nou weer in graad 12, so jy weet nou al jy moet 'n diagram teken. Oukies, hierdie is baie belangrik. So die heel eerste stap, oukies, as jy hierdie inligting lees, hulle sê as 3 tan theta, so jou triegverhouding is tan. As 3 tan theta minus 4 gelyk is aan 0 en theta is 'n element vanaf 90 grade tot 360 grade, bepaal die volgende sonder die gebruik van 'n sakrekenaar en met behulp van 'n diagram. So oukies, moenie eers na die goed kyk nie. Jy kan nie hierdie goed beantwoord as jy nie heel eerste hierdie stukkie hierso gaan uitsorteer nie. Jy moet jou diagram, daai inligting daar gebruik jy om jou diagram te trek. Okay. En dit is al klaar maklike punte, want hierdie 5.2.1 tel eintlik net 1 punt. Okay, die finale antwoord. So waar kom die ander 2 punte vandaan, julle? Die 2 punte kom van hierdie diagram af hierso, wat jy nou gaan uitsorteer. So jou diagram tel punte, want sonder jou diagram kan jy definitief nie hierdie 10 punte beantwoord nie. Okay, nou kom ons val gou weg, nou dat julle weet hoe belangrik dit is. Alright. Nou, die eerste stap wat jy gaan doen, oukies, die heel eerste stap. In graad 10 het ons vir julle die stappe geleer. Die eerste stap is gaan isoleer jou triegverhouding. Okay? So in jou vergelyking gaan isoleer jy vir my jou triegverhouding. Okay. Goed. So hoe doen ons dit? Jy gaan skryf hierdie die triegvergelyking neer. Dit is 3 tan theta minus 4 is gelyk aan 0. So ek soek net vir tan theta alleen. Ek soek nie die 3 voor hom nie en ek soek nie die minus 4 nie. Dis wat nommer 1 beteken. So die eerste ding wat ons kan doen is hierdie minus 4 is alleenstaande. So ek gaan hom oorvat. So dis die eerste stap. So jy gaan sê 3 tan theta is gelyk aan die negatief 4 verander mos nou in 'n positief 4. Okay. Dan die laaste stap julle om vir tan theta te isoleer, om jou triegverhouding te isoleer, is om te deel deur 3. So dan deel jy deur 3 aan weerskante. Okay. Dit gaan mos dan nou uitkanselleer en dan het jy nou nommer 1 gedoen, want nou sit jy met tan theta is gelyk aan 4 op 3. Okay. So oukies, daar is jou heel eerste stap. Jy vat daardie verhouding en jy gaan isoleer, of daai vergelyking, en jy gaan isoleer vir my jou triegverhouding, sin, kos of tan, en dan sê jy tan theta is gelyk aan 4 op 3.
Okay, en oudjies, ons soek tan theta gelyk aan 'n breek, want onthou, sin, kos en tan het hulle spesifieke triegverhoudings, teenoorstaande oor aangrensend, teenoorstaande oorskyns, aangrensend oorskyns. Okay, en dit is hoekom ons met hierdie breek gaan werk, want 4 gaan aangrensend, ekskuus, dis tan. 4 gaan dan teenoorstaande sy verteenwoordig en 3 gaan dan die aangrensende sy verteenwoordig. Verstaan julle? Dit is hoekom ons dit wil gaan isoleer. Okay, daar is nommer 1 en hierdie gaan nie noodwendig vir jou punte gee nie, jou skets gaan, maar jy het hierdie nodig om jou skets te teken. Okay. Dan die tweede ding wat ons moet doen is jy gaan nou jou diagram vir my moet gaan trek. Okay. So jy gaan trek vir my jou kaasdiagram, kartesiese vlak wat ook al jy dit wil noem. In trieg is dit gewoonlik maar jou kaasdiagram. So jy gaan trek hom heel rofweg, heel klein. Hierdie goed gebeur lekker vinnig, okay? Want hierdie diagram gaan jou help om 10 punte te beantwoord. Baie belangrik. So nou moet jy gaan bepaal. Nommer 2 is eintlik bepaal die kwadrant. Okay, nommer 2 is bepaal jou kwadrant waar jou terminale arm moet wees. So bepaal die kwadrant waar in watter kwadrant jy gaan werk. Okay? Dit is nommer 2. Nou, jy gaan kyk na 2 dinge, oudjies. Jy gaan eers kyk na jou geïsoleerde triegverhouding, nie na daai vergelyking daar nie, na hierdie geïsoleerde triegverhouding. Tan theta is gelyk aan 4/3. So jy gaan eers vir jouself vra, in my geïsoleerde triegverhouding, is my antwoord positief of is my antwoord negatief? Dan kan julle sien, hierdie is 'n positiewe antwoord vir tan. Okay? So ons gaan kyk waar is tan positief. Okay? Nou, tan is positief in die eerste kwadrant, weet ons. Okay, tan is hierso positief en natuurlik is tan positief in die derde kwadrant. Okay, so ons gaan of in die eerste kwadrant werk of ons gaan in die derde kwadrant werk. Okay, stem julle saam met my? Dis die 2 opsies wat ons het, maar ons kan nie 'n terminale arm in 2 kwadrante teken nie. Okay, en dit is waarvoor dis hoekom hierdie beperking hierso. Dis hoekom dit gegee word, is sodat ons die finale besluit kan maak oor waar ons skets gaan teken, in die eerste kwadrant of in die derde kwadrant. Okay. So, wanneer ons werk met, hulle sê vir ons, die diagram gaan geteken word tussen of vanaf 90 grade tot by 360 grade. Nou kyk gou hier. Hierso is 90 grade. Hierso is 90 grade, né? So vanaf 90 grade tot by 360 grade. Kan julle sien dit is al 3 hierdie kwadrante. Vanaf 90 tot by 360. Kan julle sien? So kan julle sien dat die eerste kwadrant spesifiek uitgesluit word. Okay, in my beperking. My eerste kwadrant word uitgesluit. So daarom julle gaan ons nie ons skets in ons eerste kwadrant teken nie. Ons gaan ons skets dan definitief jou terminale arm gaan jy in jou derde kwadrant teken en jy gaan hom, okay, kom ons maak nou hierdie ouetjie wil nou reguit lyn maak, lekker. Okay. En dan daar teken ons skets in die derde kwadrant. Okay, jy weet hierdie is 'n 90 grade of 'n reghoekige driehoek. Okay? En dan weet ons gaan noem jou verwysingshoek is dan nou theta. So daarso gaan sê jy vir my, okay, goed, daarso is theta en daar het jy jou diagram, jou driehoek. Jy moet net waardes vir elkeen van jou sye gaan kry. Okay? So jy moet voordat jy aanbeweeg om hierdie vrae te beantwoord, soek ons waardes vir elke een van daai sye van jou driehoek. Okay? So nou moet jy die derde stap nadat jy jou kwadrant reg het, nou moet jy jou 4 en jou 3 op jou skets gaan insit wat jy hierso in jou triegverhouding het. Okay, so ons het gesê 4 is jou teenoorstaande sy van theta. Okay, so daarso is theta. Okay, wat is die teenoorstaande sy van theta? Die teenoorstaande sy julle is hierdie dis basies hierdie sy wat parallel is met jou y-as. Ons noem dit y op jou kartesiese vlak, okay, of op jou kaasdiagram. So, maar ouetjies, hier's nog 'n vangplek.
hierdie hele breek hierso is positief. Oukies, maar jy moet baie mooi gaan kyk. Hierdie sy hierso wat parallel is met jou y-as, kan jy sien is die negatiewe kant van my y-as. So jy moet altyd gaan kyk, voordat jy net 4 en 3 gaan inskryf, moet jy gaan kyk, is jy aan die negatiewe kant of aan die positiewe kant van jou y-as? Jy is aan die negatiewe kant van jou y-as, so jy gaan -4 moet skryf hierso en nie net 4 nie. Ok, so jy gaan -4 daarso moet skryf en nie net 4 nie. Ok, dan kom ons by 3. Ok, nou 3 is die teenoor, ekskuus, 3 is die aangrensende sy. Nou daarso is theta, hierso is die aangrensende sy. Ok, die aangrensende sy tot theta moet 3 wees, maar weer eens, ek is in die negatiewe gedeelte van my x-as, so daarom gaan dit -3 wees en nie net 3 wees nie. Ok, so oukies, daarso maak julle baie foute. So onthou net om vir my te kyk in jou kwadrante en waar jou x en jou y as positief en negatief is. Ok, so dit is 'n vangplek en daarna moet julle asseblief vir my kyk. En dit kry julle net reg met oefening. Ok, so oukies, nou die laaste ding wat ons moet doen, is ons moet die skynsy se lengte gaan uitwerk. Oukies, en wanneer die een sy 3 is en die ander sy 4 is, gaan die skynsy 5 wees, oukies, maar gebruik Pythagoras om dit uit te werk. Onthou, jou skynsy kan nie 'n negatiewe antwoord gee nie. Dit moet 'n positiewe antwoord wees. Ok, en ek wil ook net gou vir julle wys hoekom kan julle sien dat hierdie is nog steeds reg. Al sê ek -4 en -3, onthou -4 oor -3 gaan nog steeds vir my positief 4 op 3 gee. Verstaan julle wat ek sê? So moenie bang wees om daai tekens te verander nie. Jy moet kyk in watter kwadrant dit is en die tekens dienooreenkomstig verander. Ok, kom ons wys dit gou-gou vir julle. Jy moet Pythagoras gebruik om jou onbekende sy te gaan uitwerk. So kom ons gaan wys dit gou-gou hoe 'n mens Pythagoras dan nou gebruik om die 5 te kry. Ok, so Pythagoras, so jy gaan dan sê, onthou jy wil die skynsy gaan uitwerk. As jy die skynsy wil uitwerk, gaan jy vir my moet gaan sê, hoor hierso, x kwadraat, wat jou x-waarde is, plus jou y kwadraat, gee vir jou, dit is nou eintlik andersom, kom ons doen dit net reg. So r kwadraat, onthou op die kaasdiagram, op die kartesiese vlak noem ons jou skynsy r en dan jou x en jou y waardes natuurlik. Ok, so r kwadraat is jou onbekende julle, so r kwadraat bly r kwadraat, ons wil die skynsy uitwerk. Nou x se waarde het ons en dit is -3, so jy gaan vir my sê -3 kwadraat. Ok, plus y kwadraat en dit is -4 kwadraat. Ok, natuurlik 3 kwadraat plus -4 kwadraat, dit gaan vir my 25 gee, so r kwadraat is gelyk aan 25. Oukies, ons soek nie r kwadraat nie, ons soek net ons skynsy. So daarom is r gelyk aan plus -5. As ons die vierkantswortel mos nou daarso doen en die vierkantswortel daar doen, oukies, maar ons gaan natuurlik plus 5 kies, want 'n skynsy kan nie negatief wees nie. En dit is hoe ons dan nou al drie die sye van hierdie driehoek kry. Ok, verstaan ons dit? Baie belangrik. Ok, so hierdie kom al van graad 10 af, hierdie stappe, dit moet nou al baie maklik vir jou wees, maar as jy nog nooit opgelet het in die klas nie, hoop ek dan nou jy het notas gemaak hierso oor hoe jy hierdie diagram in die regte kwadrant teken, al sy sye kry met die regte waardes, sodat jy kan wegval om 5.2.1 tot 5.2.3 te beantwoord. Ok, want jy gaan nou sien hoe maklik is dit om hierdie 10 punte te kry as jy klaar hierdie diagram reg geteken het. Ok, so kom ons gaan aan. 5.2.1 sê vir ons moet, nou kan ons wegval en sê, ok, goed, 5.2.1. Hulle soek die waarde van cos theta. Ok, nou is dit 'n walk in the park. Ok, want cos theta, daar is my diagram, nê? Daar is theta. Ok, wat is cos? Cos is aangrensend oor skyns. Ok, so cos is aangrensend oor skyns. Nou moet jy net gaan en die aangrensende waarde kry van theta. Daar's theta, aangrensend is -3 en skyns is 5. So dis -3 oor 5. Ok, let's go. So dit is
3 oor 5. Oukies, en dit maak nie saak waar daai minus, dit kan die minus 3 kan bo wees, hy kan onder wees, of hy kan soos hierso wees, hy kan in die middel wees. Dit is 'n negatiewe antwoord. So dis minus 3 op 5. En daar het jy 3 punte in jou sak. OK. 2 punte kom van jou skets af. Um 1 punt as jy in die regte kwadrant het en 'n ander punt as die waardes van jou sye reg is. OK. En dan jou derde punt is vir jou minus 3 op 5, jou finale antwoord. So hierdie diagram tel actually 2 punte. OK, goed. Nou kom ons beweeg aan na 5.2.2 toe. OK, so 5.2.2. Nou 5.2.2, daarso soek hulle vir sin 2 theta. Oukies, nou ons kan dadelik sien. En daar's kinders wat hierdie goed ooplos, julle. Dit is vir my, ja. Jy kan sien hierdie is 'n dubbelhoek. Sin 2 theta is 'n dubbelhoek, julle. En sin 2 theta het slegs een identiteit. Soos jy kan net een ding met hierdie doen. Jy kan nie meer as dit doen nie. So jy het nie veel om aan te dink nie. So as jy sin 2 theta, sin 2x, sin 2 alfa, sin 2 beta, 'n dubbelhoek van sin sien, sonder om te dink, ouetjies, gaan skryf net wat sy identiteit is. En dit is 2 sin theta cos theta. OK. Daar het jy al klaar 'n punt, net om sy identiteit te gaan neerskryf en jy het geen ander opsie nie. So dis nou nie asof dit moeilik is nie, nê? So ons het klaar ons kop in die regte mindset gesit, nê? Toe ons hierdie goed gaan highlight het. So ons het gesien, ons het onsself herinner dat dit die antwoord is. Nou moet ek dit net gaan vervang. So daai 2 bly 2 en onthou, die beginsel van substitusie in wiskunde is sodra ek iets vervang, moet ek dit in hakkies gaan doen. So wat is die waarde van sin theta? Kom ons gaan op na ons skets toe. OK, wat is die waarde van sin theta? Goed, nou kom ons kyk. Daarso is my verwysingshoek theta. Sin is teenoorstaande. OK, die teenoorstaande sy van theta is minus 4. So dan gaan jy vir my skryf. OK, ek weet dit gaan 'n breek wees. Minus 4 is teenoorstaande en dit is teenoorstaande oorskyns. So teenoorstaande oorskyns. So minus 4 oor 5. OK, so daar vervang ek sin theta met minus 4 oor 5 en ek maak die hakie toe. Nou gaan ek vir cos theta ook moet vervang, so substitusie doen 'n mens in hakies. Jy weet dit gaan aangrensend oorskyns wees en ouetjies, ons het nou net die waarde van cos theta gekry in 5.2.1. So jy hoef nie na jou diagram toe te gaan nie, jy vat mos jou antwoord net hier. Dis minus 3 op 5. So jy gaan nou vir my skryf minus 3 op 5. En ouetjies, hulle het gesê sonder die gebruik van 'n sakrekenaar, so maar eintlik al wat hulle wil sien is hierdie stap, dat jy jou diagram gebruik om hierdie waardes te kry. OK, hierdie finale antwoord kan jy nou regtig waar met jou sakrekenaar gaan uitwerk, maar dis basies, hierdie is eintlik mos maar 2 op 1, so jy gaan al jou tellers met mekaar maal en jy gaan al jou noemers met mekaar maal. So 2 maal minus 4 gee vir jou minus 8, minus 8 maal minus 3 gee vir jou 24. OK, so jy sit met 24 as 'n teller en 1 maal 5 maal 5 gee vir jou 25. So dis jou finale antwoord. Dis 24 oor 25 en daar het jy nog 3 punte in jou sak. OK, dan beweeg ons na 5.2.3 toe. Ek moet net gou-gou vir julle sê dat kom ons beweeg dit gou-gou op. Nadat ons 5.2.1 en 5.2.2 gedoen het, is dit verseker groen vrae. Mense het nie 'n verskoning om daai 6 punte nie te kry nie. OK, omdat dit al van graad 10 af gaan, kom en hierdie sin se dubbelhoek het net een identiteit. So jy het nie 'n rede om daar foute te maak nie. Nou ek moet hierso vir julle sê, daai was 2 groen vrae, maar 5.2.3 sal ek julle verskoon as julle 0 uit 4 hiervoor kry, want dit was so 'n bietjie 'n meer uitdagende tipe vraag gewees. OK, nou kom ons beweeg af. Nou ek gaan net gou-gou hierdie neerskryf vir julle. Dit is sin kwadraat minus cos kwadraat. OK. So kom ons skryf dit gou neer wat hulle soek. So dit is basies kom ons skryf dit sommer hier, ons het spasie nodig. So dit is sin kwadraat. OK, en dan hierso het hulle vir ons gesê dis theta oor 2.
en dan minus cos kwadraat theta oor 2. Okay, oukies, nou hierso moet julle nou mooi oplet. Okay, vir die van julle wat 70 en op wil kry vir wiskunde. Okay, so hierdie is eintlik nie so moeilik nie. Die beginsel agter hierdie is kan julle sien by 5.2.1 kan julle sien ons werk met theta. 5.2.2 ons werk met theta. In my diagram werk ons met theta. Kan julle sien ons werk nie in ons diagram met theta gedeel deur 2 nie. Hierdie is nie die verwysingshoek waarmee ons inligting van ons skets af kan kry nie. Ons moet 'n manier kry om van hierdie gedeel deur 2 ontslae te raak sodat ek met my verwysingshoek theta werk sodat ek van my diagram af kan werk. So dit is die uitdaging in 5.2.3. En oukies, die enigste manier hoe ons van 'n deel 2 kan ontslaa raak is wanneer ons met 'n dubbelhoek werk. Okay. So ons moet hierdie ding probeer omskep in 'n dubbelhoek identiteit. Okay. So wanneer ons nou gaan ons weet natuurlik hierdie ding lyk glad nie soos 2 sin theta cos theta nie. So hierdie gaan nie 'n sin dubbelhoek wees nie. So dit gaan een van jou cos dubbelhoeke wees. Nou kom ons gaan af en gaan kyk gou na ons formuleblad. Want onthou dis nou ons moet nou mooi gaan dink hierso. So ons wil nou hier werk. Hierso is die dubbelhoek waarmee ons gaan werk. Ons gaan of werk met cos kwadraat theta minus sin kwadraat theta. Ek weet nie dis al van julle, maar ek dink nou ek praat nou van die vraag wat met theta werk. Of met 1 minus 2 sin kwadraat theta of 2 cos kwadraat theta minus 1. Dis ons 3 opsies wat ons het. Ons moet dit in een van hierdie 3 formate gaan skryf. Nou, ons probleem is, kan julle sien, hierso werk ons met cos kwadraat en sin kwadraat. Hierdie heel eerste cos dubbelhoek identiteit. Kan julle dit sien? Hy is die enigste een uit die 3 wat 'n cos kwadraat en 'n sin kwadraat het. Maar die probleem is, die cos kwadraat is eerste en hy's positief en die sin kwadraat is tweede en hy's negatief. Maar as ons nou gaan kyk na ons vraag, is dit andersom. In ons vraag. Sien julle dit? Dis eers die sin kwadraat wat positief is en dan die cos kwadraat wat negatief is. So ons wil die sin kwadraat en die cos kwadraat wil ons omruil tesame met hulle tekens. Verstaan julle wat ek sê? Okay. So dis die eerste uitdaging natuurlik. Hierdie is 'n uitdrukking, so ons kan dit definitief gaan doen. So ons kan die cos eerste sit, maar dan gaan ons 'n negatief gemeenskaplik moet uithaal om te wys dat die tekens dan nou verander. So dan kan ons sê, okay, cos kwadraat is nou positief. Ekskuus julle. Cos kwadraat is nou positief en sin kwadraat is nou negatief. Sien julle, nou is ons al nader aan hoe die identiteit lyk vir die dubbelhoek. Okay. So ons het daai 2 net gaan omruil. Ons het cos gaan voorsit en om sy teken van negatief na positief te maak, moes ons hierdie negatief gemeenskaplik uitgehaal het. En ons het sin agter gaan sit en sy teken van positief na negatief verander deur daai ouetjie gemeenskaplik te gaan uithaal. Verstaan ons dit, ouetjie? So daai is die eerste stap. Nou lyk hy presies soos my identiteit op my formuleblad. Okay, cos kwadraat minus sin kwadraat. Sien julle dit? Kom ons gaan gou weer af. Cos kwadraat minus sin kwadraat. Sien julle? Cos kwadraat minus sin kwadraat. So nou lyk hy so. So nou dat hy so lyk, nou kan ons dit gaan herskryf in hierdie vorm. Okay, in sy dubbelhoek vorm. Cos 2 theta. So kom ons gaan skryf dit gou in sy dubbelhoek vorm. Okay, so ons kan nou gaan sê, goed, die negatief bly buite. Dit wat binne die hakie is, julle, kan ons gaan herskryf as cos 2 en dit is nou ongelukkig nog steeds theta oor 2. Dis my verwysingshoek. Sien julle dit? Cos 2 theta oor 2. Okay, maar kan julle sien wat nou gaan gebeur? Hierdie 2, as ons hierdie 2 inmaal in die hakie in, nê, dan gaan daai 2 en daai 2 gaan dan uitkanselleer. Kan julle sien hoekom die dubbelhoek formaat die enigste manier was om van daai 2 ontslae te raak?
So daarom kanselleer daai 2 en daai 2 uit en dan sit ons nou net met negatief cos theta en dit is wat ons wil hê. Ons soek nie theta gedeel deur 2 nie, ons soek net theta. En nou, ons weet wat die waarde is van cos theta, nê? Ons het dit in 5.2.1 gekry. Daar is die waarde van cos theta, dis -3/5. So ons finale antwoord, ons maak dit so. So ons finale antwoord, julle, daai minus bly buite en ons gaan die waarde van cos theta gaan ons mos nou vervang met wat dit is en dit is -3/5. OK. En dan natuurlik gaan die negatief en die negatief vir my 'n positief gee en daarom is my finale antwoord positief 3/5. OK, so hierdie was regtig 'n bietjie meer uitdagend, maar sou julle ooit weer hierdie teekom in die toekoms, weet 'n mens wat om te doen. Ons gaan ons dubbelhoek identiteit moet gebruik en die twee omruil, en dan gaan die deel deur 2 uitkanselleer en dan het ek my verwysingshoek theta en dan kan ek my diagram gebruik, dan het ek my finale antwoord. OK, goed julle. So daai was 'n bietjie van 'n stoute vraag gewees. Maar kom ons beweeg aan na 5.3 toe. Ons is nog net 5.3 en 5.4 en dan is ons klaar met hierdie hele vraestel. OK, so kom ons kyk gou-gou na 5.3, bepaal die algemene oplossing julle. So bepaal die algemene oplossing. Nou as ek so vinnig na die ouetjie gekyk het of kyk, dan ek weet die aard van algemene oplossings is maar nogals veral die beginfases om jou triegverhouding te isoleer is ook maar 'n probleem vir julle. So julle verloor gewoonlik 'n paar punte by algemene oplossings. So ek gaan hom ook geel maak. Maar dis nou tyd om weg te val met wat hier vir ons gegee word. So hulle gee vir ons 4 sin x plus 2 cos 2x is gelyk aan 2. OK. Oukies, nou jy werk hierso met 'n vergelyking. OK. Nou jy kan, omdat jy in 'n vergelyking werk en as jy sien dat daar iets gemeenskaplik is in al jou terme, soos daarso is 'n 4, daarso is 'n 2 en daarso is 'n 2. Hulle almal kan deur 2 gedeel word. So jy kan dan jou hele vergelyking gaan vereenvoudig deur 2 te gaan deel. OK. So jy kan vir jouself gaan sê, OK, goed, ek gaan nou deur 2 deel om hierdie vergelyking van my te gaan vereenvoudig. Dan sit ek met 2 sin x plus cos 2x is gelyk aan 1. As ek oralste deur 2 deel, sit ek met hierdie meer vereenvoudige vergelyking. OK. Nou kan ek wegval en onthou my doel met die algemene oplossing is julle ek wil triegverhouding isoleer en dit gelykstel aan iets sodat ek dan nou die verwysingshoek kan kry en dan kan kyk in watter kwadrante ek werk. So hier sit ek heidaglik met 'n sin en 'n cos, né? So ek soek net een triegverhouding hierso. So wat ons hierso gaan doen is ons kan sien ons werk hierso. Hierso is 'n cos dubbelhoek, sien julle dit? Ons sit met 'n cos dubbelhoek hierso. Nou ons het 3 opsies. Ons kan of cos kwadraat x minus sin kwadraat x gebruik. Maar oukies, dit gaan nie help nie, né? Want dan sit ons kyk gou hierso. Ek praat van hierdie. Ons het nou 'n cos dubbelhoek waarmee ons werk. Ons kan dit of vervang met hierdie eerste identiteit, maar ons wil dit nie doen nie, oukies, want dan het ons nog steeds 'n cos en 'n sin en ons soek net een triegverhouding. Ons soek nie 2 triegverhoudings nie. Verstaan julle? Goed. Dan is my tweede opsie 1 minus 2 sin kwadraat x. Nou kom ons gaan op en dan gaan ek vir julle sê hoekom dit sin maak dat ons daai tweede een gaan gebruik. OK, want kan julle sien hierso is al reeds jou inligting en jou vergelyking lei jou al klaar. Daar is al klaar 'n sin x, julle. So jy gaan hierdie cos 2x, hierdie dubbelhoek gaan jy wil vervang met 'n sin dubbelhoek sodat jy gemeenskaplik kan uithaal, sin en sin gemeenskaplik kan uithaal in 2 verskillende terme, oukies. So dit is definitief wat ons gaan doen. OK.
So hierdie sin X hier help jou om sin te kies hierso, want jy wil met dieselfde, jy soek net een triegverhouding wanneer jy met 'n algemene oplossing werk. So daarom gaan ons daai ene kies. So ons gaan sê, goed, daai 2 sin X bly soos wat hy is, en dan gaan ek hierdie ouetjie gaan vervang met 1 minus 2 sin kwadraat X. Dis wat ek van my formuleblad af kry. OK? En dan gaan ek sommer hierdie 1 oorbring julle en dit gelykstel aan 0. Hoekom? Julle gaan nou sien wat gebeur, nê? Want kan julle sien hier staan 'n plus 1 en daarso is dan 'n minus 1, so die plus 1 en die minus 1 gee vir my 0, so daai 2 kanselleer dan nou basies uit. So al wat oorbly julle is nou jou 2 sin X, OK, en dan minus jou 2 sin kwadraat X gelyk aan 0. Nou, kan julle sien, nou sit ek net met sinne. So ek is op die regte pad, julle, want ek het net een triegverhouding, OK? Maar ek sit met 2 termes en ek wil hierdie 2 termes wil ek 1 term maak sodat ek verder kan faktoriseer, of ek gaan moet faktoriseer om 2 termes 1 te maak. So wat kan ek uit hierdie eerste term uithaal wat ook in die tweede term is, julle? 'n Mens kan 2 sin X gaan uithaal. OK, so 2 sin X kan jy mos nou gemeenskaplik gaan uithaal uit die 2 termes uit. Nou, sodra ek iets gemeenskaplik uitgehaal het, wag, kom ons maak nou net so dat ons net ons stappe kan wys. OK. So sodra ek iets gemeenskaplik uitgehaal het, dan maak ek mos nou 'n hakkie. Nou wat bly oor as ek onthou gemeenskaplik uithaal beteken ek deel. So as ek sê 2 sin X gedeel deur 2 sin X, wat bly oor in hierdie eerste term? Daar gaan net 1 oorbly. Iets gedeel deur homself gee vir my 1. 1 minus, OK. Nou wat bly oor in hierdie tweede term as ek 2 sin X uithaal, daar sin kwadraat X, so daar gaan nog 'n sin X oorbly. So dis 1 minus sin X. Dis wat gaan oorbly as ek 2 sin X gemeenskaplik uithaal gelyk aan 0. Okay, oukies, nou hier is waar die probleem inkom eintlik. Ekskuus, ek moes dit dalk nou nie gedoen het nie. Met vergelykings is dit nie 'n goeie idee om is gelyk ons voorhand te skryf nie, want ons klaar is gelyk ons in jou som. Okay. So oukies, nou sit ons presies met wat ons wil hê. Ons sit met 1 term gelyk aan 0. Klaar gefaktoriseer gelyk aan 0. So nou kan ons daai 2 sin X gelykstel aan 0 en ons kan 1 minus sin X gelykstel aan 0 sodat ons vir sin kan isoleer. So ons gaan sê 2 sin X is gelyk aan 0, of ons gaan sê 1 minus sin X is gelyk aan 0. OK, verstaan julle dit? Nou moet ons vir sin X gaan isoleer, so ons moet basies net gaan deel deur 2. As ons hier deel deur 2 en as ons daar deel deur 2 ouetjies, dan kry ons dat sin X is gelyk aan 0. OK, goed. En aan hierdie kant, wanneer ons vir sin wil isoleer, kan ons basies net daai negatief sin X oorvat. Verstaan jy? Dan word hy positief. Dan is dit sin X is gelyk aan 1. So kom ons gaan skryf hom net reg. Dit is dan sin X is gelyk aan 1. So daarso is my 2 opsies. OK. So kan julle sien ek het 'n triegverhouding geïsoleer gelyk aan 'n waarde. 'n Triegverhouding geïsoleer gelyk aan 'n waarde. Dis presies wat ek wil hê. Nou ouetjies, julle leerwerk moet nou al vir my ietsie sê in julle koppe wanneer dit kom by verwysingshoeke. OK. So, ons moet nou die verwysingshoeke gaan kry. OK? Dis mos nou eintlik jou volgende stap. Dis jou verwysingshoek wat jy daar moet kry en jy moet jou verwysingshoek dan nou daarso kry. OK? Ons weet dis die volgende stap. Nou jou verwysingshoeke, ouetjies, jy kan in jou sakrekenaar gaan en gaan intik sin X is gelyk aan 0, dan gaan jy kry dat X is gelyk aan 0 grade, en as jy gaan intik shift sin 0, dan gaan jy kry dat X gelyk is aan 0 grade, en dan as jy gaan intik op jou sakrekenaar shift sin 1, dan gaan jy kry dat jou verwysingshoek 90 grade is. OK, maar daar is 'n rede
Daar's 'n rede hoekom ons vir julle leer dat wanneer jy werk met sin X, sin kos of tan gelyk aan 0 of gelyk aan 1 of gelyk aan -1 julle, dan werk jy met 'n spesifieke tipe hoek wat ons noem grenshoeke. OK. So jy werk dan met grenshoeke. OK. En grenshoeke kan jy uit jou kop uit gaan neerskryf deur te gaan verwys na jou moedergrafiek. OK. So wanneer jy sin kos of tan gelyk aan 0, sin kos of tan gelyk aan 1, sin kos of tan gelyk aan -1 het, dan moet jy dadelik in jouself in jou kop vir jouself gaan sê hierso werk ek met grenshoeke. En grenshoeke se waardes, oudjies, kan jy gaan kry van die moedergrafiek af. Ons werk met sin, ons weet hoe die sin grafiek loop, hy loop so. OK, so jy gaan teken jou moedergrafiek. Ons weet dan hierso bo by sy sy amplitude is 1 en sy en natuurlik -1, so sy amplitude is dan nou 1. En dan weet ons hy begin by 0 grade. OK. En dan sny hy hierso by 180 grade, sny hy die x-as en dan eindig hy by 360 grade. Sien julle dit? OK. Dit weet ons. En ons weet dat waar die maksimum waarde van sin is dan nou positief 1. So dit weet ons gebeur by 90 grade op die moedergrafiek en sy minimum waarde is hier by -1 op die moedergrafiek en dit gebeur by 270 grade. Okay, so jy moet hierdie sketsie uit jou kop uit ken en hom so vinnig kan trek, die moedergrafiek van sin wanneer jy werk met grenshoeke. Nou kan jy hierdie vraag gaan beantwoord gebaseer op jou klein moedergrafiek wat jy hier geteken het. Nou, waar is sin X gelyk aan 0? So oralste waar sny my sin grafiek oralste my x-as is wat jy vir jouself moet vra. By 0 grade, by 180 grade en by 360 grade. Maar ons weet nou al 0 grade en 360 grade is dieselfde, so dis fine. OK, so jy weet dit is 0 grade, OK, dit is 180 grade en dit is 360 grade. OK, dit is jou verwysingshoeke gebaseer op jou grenshoeke wat jy gebruik het. Dan sin X is gelyk aan 1, wanneer ons na die ouetjie hierso kyk, sin X is gelyk aan 1. Nou waar is my sin grafiek gelyk aan 1? Is my y-waarde dan gelyk aan 1? Ons weet daarso is my sin grafiek gelyk aan 1. Nou hoeveel grade werk ek mee daarso? Wanneer my sin grafiek sy maksimum waarde 1 het en dit is by 90 grade. So ons weet hierso is my verwysingshoek dan nou natuurlik 90 grade. OK, julle, so dit is hoe ons met grenshoeke werk. Daar's 'n rede hoekom ons hierdie goed vir julle leer. Jy moet dit so vir my gaan neerskryf. OK. So nou dat ons verwysingshoeke het, nou kan ons algemene oplossings gaan kry. OK. Nou ons weet 0 grade en 360 grade is natuurlik ja, hulle cover mekaar basies. OK, wanneer jy kyk na jou kartesiese vlak, dan is 0 grade en 360 grade is basies op dieselfde plek op jou CAS-diagram. So dis hierdie 180 grade waar ons moet worry. Nou kom ons kyk gou-gou, sê nou ons begin. Ons weet nou dat ons gaan nou sê X is gelyk aan en dis nou basies dis nou 0 grade. So jy gaan nou sê 0 grade. OK, dis ekskuus. Jou sakrekenaar het vir jou gesê 0 grade, right? So X is gelyk aan 0 grade. Onthou, dis dan sin, so dis plus K maal 360 grade, nê? OK, nou kyk gou hierso. Wanneer ons dit nou as ons algemene oplossing het, nê? En jy gaan vervang jou K-waarde met 0, nê? Ekskuus, ons moet nou hierso gaan sê K is 'n element van heelgetalle, nê? K is 'n element van heelgetalle. OK, goed. Wanneer jy dit gaan doen, nê, dan gaan jy sien dat wanneer jy K gaan vervang met 0, nê, dan gaan dit 0 maal 360 grade wees, dan gaan jy jou verwysingshoekie van 0 kry. Dis fine. Wanneer jy K gaan vervang met 1, nê, dan gaan jy kry 0 plus
360 grade wat vir daai 360 grade gaan cover. Verstaan julle? So daar het ons dit en ons het dit. OK. Die probleem is nou, hoe gaan ons hierdie 180 grade kry? Hierdie grenshoek van 180 grade kry. Nou, ons gaan die waarde van K gaan 'n half moet wees om want 'n half maal 360 grade gee my 180 grade en ouetjies 'n half is nie 'n heel getal nie, verstaan? So wat 'n mens dan moet doen is jy moet dan hierdie K maal 360 gaan verander na K maal 180 grade toe. OK. Kyk gou-gou hoekom dit so is. As jy nou K gaan vervang met 0, nê, dan gaan jy jou 0 grade kry, nê? As jy K gaan vervang met 1, dan gaan jy jou 180 grade kry. Stem julle saam? OK? En as jy K gaan vervang met 2, dan gaan jy jou 360 grade kry. Dan het jy dit en dit is hoekom die antwoord is. Jy kan dit so gaan skryf, dan kan jy of 0 plus maak nie saak nie, so jy kan net gaan sê dit is K maal 180 grade en K is 'n element van heelgetalle. So ouetjies, daar is 'n klein vangplekkie gewees, maar van hier vooraf tot hierso kon julle julle punte gekry het. Verstaan julle hoekom ek nie 'n pink vraag maak nie, maar 'n geel vraag. Die probleem kon nou net hierso so 'n bietjie ingekom het. OK. Dan kom ons by sin x is gelyk aan 1. So natuurlik gaan ons nou gaan skryf dat x is gelyk aan 90 grade wat my verwysingshoek is. Onthou nou dit is waar sin positief positief is, nê? So dit is in die eerste kwadrant en in die tweede kwadrant. OK. So in die eerste kwadrant gaan ons werk met 90 grade plus K maal 360 grade, nê? Dis mos nou in die eerste kwadrant. Alright. En dan sê ons natuurlik K is 'n element van heelgetalle. OK. Nou kan julle sien dat dit is nou heeltemal fyn want as ek K met 0 vervang, gaan ek my verwysingshoek kry en daai is nou maar net om te wys elke soveel grade tot 'n oneindigend van hierdie golfie is nou maar net deel van die algemene oplossing, nê? Nou wanneer jy kwadrant 2 jy gaan sien wanneer jy kwadrant 2 gaan doen, dan gaan jy sê 180 grade minus 90 wat in elk geval vir jou 90 grade gaan gee. So dit is nie nodig om enigsins kwadrant 2 te gaan doen nie. So ouetjies, jou finale antwoord is dan vir jou algemene oplossing van hierdie vergelyking is K maal 180 grade. K is 'n element van heelgetalle en 90 grade plus K maal 360. K is 'n element van heelgetalle. OK, julle, so dit is dan nou basies die algemene oplossing van hierdie vraag 5.3. OK, ouetjies, grenshoeke. Ek kom agter dat leerders sit nie baie moeite in grenshoeke in nie, maar jy kan nou sien hoe dit jou antwoord hierso geaffekteer het. So maak asseblief seker jy verstaan grenshoeke en hoe belangrik dit is. OK, kom ons beweeg aan na die laaste gedeelte toe julle. 5.4. Nou ek weet baie van julle as julle sien bewys die volgende identiteit, dan is dit vir julle die einde van die wêreld. Maar ek het vir my kids altyd probeer leer daar's leiding wat altyd vir jou gegee word. Daar's baie min gevalle waar jy moet jou antwoord kry deur trial and error. OK, daar gaan leiding wees in hierdie vergelyking. Gaan daar definitief leiding wees oor watter spesifieke identiteite jy moet gebruik om by jou finale antwoord uit te kom. OK, en ons almal kan nou met mekaar of ons kan nie met mekaar stry nie. Wanneer hierdie ding uitwerk, dan is dit 'n baie lekker gevoel, nê? OK, so kom ek help julle gou-gou met hoe mense redeneer om hierdie ding te bewys. OK, so ouetjies, die eerste ding wat jy moet doen natuurlik is jy moet of die linkerkant kies en die regterkant as 'n antwoord kry of andersom, nê? Ons weet dis hoe dit werk. En natuurlik ouetjies gaan ons die linkerkant van die vergelyking kies en dit gaan gelyk bewys aan die regterkant want hier is lekker dubbelhoeke waarmee ek kan werk om éventueel tot by 1 oor tan x uit te kom. OK, so ons gaan die eerste stap is jy gaan sê mos nou vir my, jy gaan met jou linkerkant gaan werk en ons werk natuurlik met 'n breek. OK. So jy gaan eerste weer eens jy kan nie hierdie punt verloor nie. Jou sin dubbelhoek, sin 2x is jou sin dubbelhoek en hy het net een identiteit en wat is dit? Dit is 2
sin x cos x. Daar het jy 'n punt in die sak, julle. OK. En dan natuurlik minus cos x. Daarso kan ons niks doen nie. So jy het 'n punt nou al klaar gekry, 1 uit 5, deur net jou sin 2x te gaan vervang met sy identiteit. Geen verskoning om dit nie te doen nie. OK. Nou hieronder, vir daai een los ek vir eers. OK. Ek skryf my minus. Oukies, nou hierso is basiese gelaerskoolbeginsel wat jy ook verkeerd kry. Direk nadat ek 'n minus geskryf het, nê, en ek wil daarna iets vervang, kan julle sien hierso is cos 2x. Dis ook 'n dubbelhoek, nê? En ek het nou twee opsies, nê? Ek kan dit vervang, drie opsies, nê? Ek kan dit vervang met cos kwadraat x minus sin kwadraat x, right? Of ek kan dit vervang, ek kies hierdie kom van jou formuleblad af, of ek kan dit vervang met 1 minus 2 sin kwadraat x, of ek kan dit vervang met 2 cos kwadraat x minus 1. Stem julle saam? Dit is my drie opsies en hiersoos waar dit nou moeilik raak, want jy moet die regte een kies. Nou weer eens julle, daar word leiding vir jou gegee oor hoe om hierdie ding te doen. OK. So, julle gaan sien dat jy moet kyk waartoe jy werk éventueel, nê? Jy werk na 1 oor tan x toe, nê? En 1 oor tan x is 1 oor sin x oor cos x. So jy wil éventueel net met 'n sin x en 'n cos x oorsit. Of skus oor hê in jou breek. OK. So hierbo in jou teller kan jy sien, jy sit met twee termes en jy gaan 'n cos x gemeenskaplik uithaal. OK. So jy gaan 'n cos x gemeenskaplik kan uithaal. So jou cos x is alreeds gesort. Jou cos x is gesort. OK. So ons wil 'n sin x kan isoleer in my noemer. En daarom uit hierdie drie opsies, julle, gaan jy definitief jou sin x opsie kies. OK, verstaan julle dit? Dit is hoe mense redeneer. Dit is 'n moeilike redenasie partykeer, maar ek sê maar net vir jou, dit is hoekom dit belangrik is om by die basiese te begin en om al so 'n bietjie die toekoms te kan voorspel wat jy gaan doen in jou volgende stap. Hier gaan jy cos x gemeenskaplik kan uithaal. So natuurlik het jy nou vir cos x, so jy moet nou net vir sin x gaan kry. So daarom, ouetjies, gaan jy 'n hakkie moet maak wanneer jy substitusie doen, want jy vervang cos 2x. Ons gaan die sin opsie kies, gaan dit vervang met 1 minus 2 sin kwadraat x. OK, en dan los ons daai minus sin x net daar. OK, verstaan julle dit? Dis die rede hoekom ons daai tweede een kies. So ouetjies, dit is nie altyd trial and error nie. Jy moet natuurlik weet wat jy doen en wat jou volgende stap gaan wees wat jou gaan help om die regte opsie te kies. OK, so dit was dit gewees. Dan gaan ons nou weer ons breeklyn gaan trek. Dan het ons het klaar gesien dat ons hierso in ons teller vir cos x gemeenskaplik kan gaan uithaal. So jy haal vir cos x gemeenskaplik uit. Wat bly dan oor as daai cos x weg is? Daar bly 2 sin x oor in jou eerste term en dan natuurlik cos x deel cos x gee vir jou 1. OK, dan hieronder gaan ons gou-gou van hierdie hakkie moet ontslaa raak. Dis hoekom dit so belangrik is, ouetjies, om die beginsel toe te pas van wanneer ek iets vervang, moet ek dit in hakkies doen. Want hierdie minus voor die hakkie gaan nou al hierdie tekens hier binne verander. OK, baie belangrik. So dis 1. Nou wanneer ek daai minus gaan inmaal, gaan dit minus 1 plus 2 sin kwadraat x word minus sin x. OK, dis hoekom dit so belangrik is. Want kyk wat gaan nou gebeur, julle. Kan julle sien daai 1 minus 1 is 0. OK, so daai val weg, nê? So nou sit ek letterlik net met, ekskuus, ek gaan nou nog 'n ekstra stap bysit net sodat dit vir julle. OK, 2 sin x minus 1 oor. OK, daai 1 minus 1 is weg. So nou sit ek met maak die hakkie toe. Ek sit dan hieronder met 2 sin kwadraat x minus sin x. En julle sien ek kan daar en daar 'n sin x gemeenskaplik uithaal. So kom ons doen dit. So jy gaan 'n sin x in jou noemer gemeenskaplik uithaal. OK.
En wat bly dan oor in hierdie term wanneer ek sin x gaan uithaal of deel deur sin x, dan bly daar 2 sin x oor. Okay, so daar bly 2 sin x daarso oor. En dan natuurlik gaan daar ook 1 oorbly wanneer ek sin x deel sin x. En dan gaan julle nou sien. Lekker. Daai en daai kan nou uitkanselleer. Oukies, ek kan slegs uitkanselleer wanneer ek een term in my teller het en een term in my noemer het. Okay. En omdat ek gemeenskaplik uitgehaal het en gefaktoriseer het bo en onder, het ek nou een term bo en een term onder. So daarom kan ek daai twee nou uitkanselleer. So oukies, nou sit ek met cos x, okay, oor sin x. Sien julle dit? Okay. Nou, hierdie cos x oor sin x is die teenoorgestelde as sin x oor cos x. Okay? So dit is obviously, dit is basies dan nou cot. Okay, cot x. Ons sê dit is nou wat ons in graad 10 laas geleer het, maar dit is die teenoorgestelde. Okay. En natuurlik wanneer ons dit gaan doen, dan weet ons moet basies nou net gaan skryf cos x oor sin x is die teenoorgestelde as sin x oor cos x. En ek soek sin x oor cos x, né? Sien julle, ek soek tan x in my noemer. Okay. So basies as ons dit nou gaan afskuif onder die lyn gaan skuif, dan gaan die sin x en die cos x moet omruil en dan gaan daar 'n 1 bo wees. So jy gaan skryf dan nou vir my, dit is dan nou 1 oor sin x oor cos x. Dis dan net vir hierdie stap is net 'n manier om vir jou te gaan wys of om vir die merker te wys jy sien dat die antwoord wat jy hier gekry het is die teenoorgestelde van sin x op cos x en dan kan jy nou net gaan en daai sin x oor cos x net gaan vervang met 1 oor tan x en dit is dan nou gelyk aan jou regterkant wat jy nou bewys het. So oukies, dit is nou die bewyse. Ek sal hom definitief ja, mens gaan nie 0 hiervoor kry nie want jy moes daai sin 2x kon verander het. So ek gaan hom definitief 'n geel vraag maak. Maar nou ja. Okay, so oukies, onthou net vir my 1 oor tan x is die teenoorgestelde van tan x. Okay. So julle moet dit net vir my gaan altyd vir my so gaan skryf. Wanneer jy kom by cos x oor sin x, jou volgende stap is om te gaan wys dat dit die teenoorgestelde is en om die twee te kan omruil moet ek dit onder die lyn vat. Okay. En dan verander hulle in sin x oor cos x, dan is dit 1 oor tan x wat gelyk is aan jou regterkant. Okay, goed julle. So dit was dan nou die hele maart vraestel gewees en regtig in my opinie dink ek daar was 'n hele paar vangplekke gewees in die tri gedeelte, maar ek hoop ek het vir julle so 'n paar ekstra tools gegee om te gebruik in jou wiskunde eksamens en vraestelle as jy weer sulke tipe goed teekom. Okay julle, sterkte hoor. Ek gaan die volgende video's gaan dan definitief wees oor julle Junie eksamen.